Nou ja, hartlike goeiemôre vriende. Dis 'n besonderse voorreg vir my ook om op hierdie pragtige seisoen waarin die kerk hom bevind, saam met u te kan wees, 'n seisoen van Pinkster. Nou, u moet nie alleen voel nie. Daar's ander groot gemeentes in ons kerk wat ook vanmôre begin met hulle Pinksterdienste. Ek dink aan Tygerberg en ek dink aan George gemeente. Hulle moes almal noodwendig uitskuif na hierdie besondere dag, die 8de Junie. Nou hierdie dag is 'n baie besonderse dag, boonbehalwe dat dit opstandingsdag is dit ook die dag van Pinksterfees. Die Pinksterdag aangebreek het, sê Handelinge 2, het die belofte van die Vader gekom. Ek wonder as ek nou so vinnig, net om die gehoor so bietjie by mekaar te kry, hoe laat was dit gewees toe die Heilige Gees uitgestort was op Pinksterdag? Wat sal jy sê? Wat sê die woord? Dit was toe maar nog net die 3de uur in die môre. Wat is die 3de uur in die môre? Dit is 9 uur. Dit is nou net na 9. Op hierdie besondere dag, so 2000 jaar gelede, was die disippels saam met ander in die boefretrek bymekaar van Hemelvaartdag af, het hulle daar saamgekom en hulle het onmiddellik na Hemelvaart het hulle teruggegaan na Jerusalem in die boefretrek bymekaar gekom. Handelinge 1 vers 14 sê, en hulle was almal eendragtig, het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. Van verlede week donderdag af met Hemelvaart was hulle in die boefretrek, God gesoek, die Here gesoek, vir een ding, die belofte van die Vader. Want die Here Jesus het gesê, julle mag nie uitbeweeg uit Jerusalem, alvorens julle nie toegerus is met krag uit die hoogte nie. Moenie gaan probeer om iets te doen nie. Moenie die evangelie gaan verkondig as julle nie toegerus is met krag uit die hoogte nie. En daar was 'n besondere rede waarom die Here dit ook gesê het. En hulle het gaan wag in die boefretrek. Nou het ek so 'n bietjie opgelees daaroor. Dr. Adam Clarke sê hierdie woorde. Hy sê, they were as women giving birth. Daar was nie een van hulle wat onbetrokke was en gesê het, okay, ons is nou maar 10 dae hier, ouens gaan soek julle die Here, bid julle maar so 'n bietjie. Nee. Hulle was almal eendragtig. En nou ja, ek gaan deur die week dalk 'n paar Engelse aanhalings maak. Ek hoop nie u gaan omgee of aanstoot neem rondom dit nie, maar hulle was almal eendragtig, all of one accord. Nie een het gesê, ek stel nie belang daarin nie. Hulle het almal gebuig voor die Here vir 10 dae lank. Het hulle die Here gesoek. En nou sê Dr. Adam Clarke verder. Hy sê hierdie woorde. When any assembly of God's people meet in the same spirit, they may expect every blessing they need. Absoluut eendragtig het hulle die Here vasgehou. En op hierdie besondere dag, hy het aangebreek, die uur het gestap en die uur het gestap en op die 3de uur, toe hulle saam was eendragtig, 'n rukwind, tonge soos van vuur en die belofte van die Vader het gekom. Wat 'n besonderse voorreg. Wat 'n besondere bedeling het nie aangebreek oor die kerk en oor die wêreld. Die bedeling, die wonderlike werking van die Heilige Gees. En mag die Here ons harte ook honger maak om te sê, Here, ons wil in hierdie week, hierdie dag wat ons saam gaan wees, wil ons eendragtig die Here soek vir die wonderlike werking van die Heilige Gees in ons harte. Kom ons buig voor die Here in gebed, ons bid net saam. Ons hemelse Vader, so baie dankie vir die besonderse voorreg om as gemeente voor U te buig en U te aanbid. Ja, ons beleef 'n besondere seisoen in die kerk, 'n belewenis, Pinkstertyd, die koms van die belofte van die Vader. Ons dankie dat ons vanmôre hier saam kan wees en as gemeente ook
ons harte en ons stemme wil voeg by menigte ander gemeentes wat ook voor U gebuig het, U gesoek het in hierdie dae. Ja, rondom die woord by mekaar gekom het, Pinkster bidure gehou het, en U het wonderlike werk gedoen, U het ook harte gereinig, soos U gedoen het daar in die boefretrek. U het ook U kinders vervul, opnuut weer, ander vir die eerste keer. Het hulle ervaar die wonderlikheid van om vervul te wees met die Heilige Gees van God. En Here, ons is in hierdie week saam as gemeente. En baie dankie dat ons ook ons harte aan U wil bekend maak. U ken dit al reeds, maar ons wil dit net bely voor U, Here, dat ons het so 'n verwagting in ons hart, dat U ons ook sal kom besoek. Here, dat U ons op 'n besondere manier sal ontmoet in hierdie kerkgebou, en dat U verheerlik sal word. En dat ons ook sal ervaar dat die Heilige Gees ons wil inlei in sy volheid. Ons aanbid U daarvoor. Here, baie dankie dat ons as gemeente kan bid vir die gemeentes wat klaar is, vir ons kerk wat in hierdie tyd moet uitstaan en die boodskap moet verkondig en aangaan om siele te soek en besig te wees in die koninkryk van ons hemelse Vader. Ons bid vir ons kerk, ons bid vir ons land. Here, baie dankie dat ons tot die hemele kan roep, dat ons land weer sal buig voor U. Here, dat ons sal beleef 'n besoeking van God uit die hemel. Dankie daarvoor, Here. En nou wil ons bid, Here, as ons so vra, weet ons. Johannes het daar in Matteus 3 vers 12 gesê, en hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En ons weet, Here, dat daar die vuur ergens aangesteek moet word. As ons bid vir herlewing, en ek hoor die gemeente ook hier, bid vir herlewing, Here, dat U ons sal kom herlewe. Dan bid ons, Here, dat die vuur ergens sal begin. Kom steek dit aan die brand, Here, in die harte van U kinders, en U word verheerlik. Hemelse Vader, en om in hierdie dae die gemeente te lei in U woord, en ook in hierdie Pinkstertyd is so groot verantwoordelikheid. En daarom bid ek, Here, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir U en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil tog noem dat baie mense wonder, waar kom Pinkster bidure of Pinksterdienste vandaan? Hoekom hou al die kerke dit nie? Nie al die kerke in Suid-Afrika het Pinksterdienste gehou nie. Ook nie wêreldwyd nie. Waar kom Pinksterdienste vandaan? Nou, ek het die besondere voorreg gehad om in die pragtige dorp Parel te bedien vir 'n paar jaar. En daar in 1860-61 was daar 'n dominee Godlieb van der Lingen van die NG Kerk. En hy en sy kerkraad het in hierdie tyd ook die Here gesoek. Maar ek gaan nou vanaand meer daaroor sê. En hy dankbaarheid vir dit wat die Here vir hulle gedoen het hulle besluit dat hulle wil 'n Pinkster bidure hou van Hemelvaart tot en met Pinkster Sondag. En dit het 'n baie groot geestelike erfenis geword in ons land. Maar om dit reg te verstaan, moet ons eers so 'n bietjie kyk, wat was die hele atmosfeer in die Kaap, en wat het daartoe aanleiding gegee, en wie was die rolspelers in hierdie herlewing wat die Kaap besoek het in 1860, 1861. Nou vanaand, net voor die diens, gaan ek so kort vertel daarvan, maandag aand weer, dinsdag aand weer, en u sal vertroud raak met waar kom Pinksterdienste of Pinksterbidure vandaan. En dan ook wil ek noem,
Ek het 'n poskaart grootte van hierdie kaart wat u op die bord sien, waaruit ons gaan die woord bedien, of waarvan ons die woord bedien. Nou, ek glo ek het genoeg, ek het 'n paar saamgebring, en ek kry môre, wag hier vir my, by een of ander Pep stores, nog 'n pakkie van die drukkers af, met ook van die kaartjies, 'n poskaart grootte. Ek wil vir u, as ons nie vir elkeen kan, ten minste vir die meeste van u, een kan gee. Daarop kan u aantekeninge maak. En dit was vir my 'n baie besonderse hulpmiddel in my bediening, wanneer jy huisbesoek gaan doen. En dan vra jy mos vir mense, jong, hoe gaan dit met julle? Nee, dominee, dit gaan goed, baie goed, dankie. Maar jy weet in jou hart, dit gaan nie goed nie. Die vrug wat ons sien, is nie vir my goed nie. En dan haal jy die kaartjie uit en jy begin met hulle praat oor die lewe van die volk in Egipte en woestyn en Kanaan en die tipe boodskap vir ons vandag. En jy kan vir hom vra, nou goed, ek het nou vir jou verduidelik. Sê jy nou vir my, waar staan jy op daai kaart? So doen jy huisbesoek. En dan gaan jy moet erken, jong nee, ek moet sê, ek is nou nie daar nie, maar ek is ook nou nie hier nie. Nou waar is jy dan? Dit is so moeilik vir mense om te erken en te sê, wel ek staan of daar, of in die woestyn, of in die land Kanaan. So, u kan eers vanaand gaan ek van die kaartjies beskikbaar hê en ons sal dit vir u dan gee. Soos ek sê, ek hoop daar sal genoeg wees. Maar by hierdie geleentheid gaan ons die woord van die Here oopmaak en saam lees uit 1 Korintiërs die 10de hoofstuk. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 1. Nie 'n moeilike boek om te kry in die Bybel nie. En as jy daar is, dan lees ons saam vanaf vers 1. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaar, soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons nie Christus versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde. En is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Net tot daar uit die woord van die Here, mag hy sy woord vanmôre in ons harte seën. Nou liewe gemeente, ons het 'n besondere voorreg gehad die afgelope tyd, om presies te wees, vanoggend die afgelope 50 dae, om stil te staan by gebeure wat in die woord van God vir ons opgeteken is en wat afgespeel het in en om Jerusalem.
Daar's veral 4 baie besondere gebeure wat afgespeel het. Die heel eerste natuurlik het ons gevier met Paasnaweek, dit was die Vrydag, die kruisigingsgebeure. Baie kosbare gebeure met sy eie betekenis en sy eie boodskap en sy eie toepassing op die mensdom van hierdie wêreld. Die tweede groot gebeurtenis was daar dieselfde naweek en dit was natuurlik die opstanding. Met sy eie boodskap en sy eie betekenis vir ons elkeen. Ek gaan nou dit net noem. Dan was daar die derde groot gebeurtenis wat baie kosbaar was en dit was Hemelvaart. Wat ons almal beleef het en ons het saamgekom rondom die woord en ons het geluister wat Hemelvaart vir ons almal inhou en wat is die beloftes wat daarmee saamgaan. Die vierde groot gebeurtenis wat afgespeel het in hierdie 50 dae is die gebeurtenis wat ons vandag vier of herdenk en dit is die uitstorting van die Heilige Gees. Na die kerk toe die belofte van die Vader. Nou as ons stil staan by die kruisiging, dan sien ons dat sy boodskap was dat die weg van volle verlossing, die weg van versoening is vir die mens oopgemaak om weer met God versoen te word. Dis die wonderlikheid van die kruisiging en die kruisboodskap. Die opstandingsboodskap het dit alles kom bevestig. Ons het ook gehoor in die opstandingsdienste, die woord sê in 1 Korintiërs 15, as dit nie gebeur het nie, was alles te vergeefs. Ons sou vanmôre hier gesit het en met 'n hart wat ineen gekrimp is oor dat daar geen hoop is nie. Hoor hoe beskryf Petrus dit. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. Dit was die tweede groot gebeurtenis. En dit is 'n wonderlike belewenis gewees. Die derde een, die Hemelvaart. U almal sit met die kosbaarste beloftes, wat daarmee saamgegaan het. Ek glo dit is vir u gegee vanaf die kansel. En om u te toets, kan ons dalk vra hierdie vraag. Kan u een van daardie beloftes, wat so kosbaar is, dalk net weer in u gemoed oproep? Want as ek gegaan, u kom my, en vir julle plek berei het, dan kom ek weer, het die woord gesê, en ons het ons almal daarin verlustig. En toe kom die vierde gebeurtenis en die Heilige Gees kom en ons beleef sy wonderlike werking in die onsigbare kerk, reg oor die wêreld heen, al die weergeborenes. Ons beleef sy werking in die kerk as kerkverband. In elke plaaslike gemeente is ons besig om die Heilige Gees te vertrou vir sy besonderse werking in die lewens van kinders van God en ook die gemeente. Maar dan ook nog 'n kleiner kringetjie, ook in u eie persoonlike lewe. Is die Heilige Gees besig en met groot erns en groot entoesiasme om die bruid, u is deel van die bruid as jy weergebore is, om die bruid voor te berei om op haar mooiste te wees vir daardie oomblik wanneer die bruidegom gaan kom. Nou, dit is 'n besonderse oorsig vir die gebeure waarby ons stil gestaan het. En weet u, daar's 'n besonderse, praktiese tipe in die woord van God wat dit alles vir ons baie sistematies uitbeeld, sodat u en ek, sodat die mens op aarde baie duidelik kan sien en 'n prentjie kan kry van sy lewe en waar hy staan met God op hierdie stadium. Dit sou baie interessant wees as ons die vraag sou vra,
In 'n baie persoonlike sessie, sê vir my, waar staan jy met God vanmôre? Waar staan jy in jou geestelike lewe? Wat beleef jy in jou geestelike lewe? Is daar entoesiasme? Is daar nog opwinding in jou geestelike lewe oor dit wat die woord sê? Dit wat jy lees in jou stilte tyd, dit wat jy beleef hier in die erediens. Hoe lyk jou geestelike lewe vanmôre? Daar's een kosbare tipe wat dit vir ons so duidelik uitlig en uitbeeld. En dit is die lewe van die volk Israel in 3 fases. Die fase toe hulle in Egipte was, die fase toe hulle of die tydperk wat hulle in die woestyn was, en dan ook die tydperk in Kanaan wat hulle deurgebring het. Ja, ek is baie versigtig om nou met te wys met die pointertjie, want nou die dag toe ek met hom besig is, en my vrou sê ek maak so, ek moenie so maak nie, ek moet baie mooi stadig wys, waar ons beweeg, so ek is baie versigtig hoe ek dit wys. Nou dis baie kosbaar, om te sien dat binne hierdie 3 belewennisse van die volk Israel, in al 3 van hierdie gebiede, sien ons die wil van God vir ons lewens. In hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het, druk die skrywer Paulus dit so hard en duidelik uit vir sy gemeente, dat hy sê, al hierdie dinge wat hulle oorgekom het hulle oorgekom as voorbeelde, so ons moet kyk en sê, 'n voorbeeld, is dit iets om na te volg, of wat maak ons met 'n voorbeeld? Maar nou gaan hy verder, hy sê, opgeteken as 'n waarskuwing aan ons, en nou moet u ook vir my sê, dink u ons kwalifiseer vir daai waarskuwing, aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het? Natuurlik, ons leef aan die eindes van die eeue, en wanneer ons dit hoor, behoort ek, en ek wil nie nou enige skuif maak nie, op die punt van my stoel te sit, en my oë terug, en my ore oop te maak, en my gemoed oop te maak, ek wil luister, wat is die waarskuwing, wat die woord van God vir ons gee, vir ons wat nou hier lewe. Maar nou wil ek eers stil staan en speel met die gedagte van 'n waarskuwing. Terwyl ons in die gemeente Potchefstroom bedien het was daar ook lidmate, en daar was 'n gemeentetjie in Ventersdorp, so eentjie daarvan af, en dan klim jy in jou voertuig en jy ry Ventersdorp toe. En al langs die pad, aan die drade is daar geel borde vasgemaak, wat 'n waarskuwing rig aan mense, want hierdie gebied waarin ons nou ry, was deel van die artillerieregiment daar in Potchefstroom se skietoefenbaan. En nou ja, hulle het gereeld geskiet, en die huise het gebewe, en die vensters het getril van die bombardement en die oefeninge wat hulle doen. En as jy daar ry op pad Ventersdorp toe, dan staan daar hierdie woord, jy mag nie hierdie gebied betree nie. Boonbehalwe dat dit 'n beperkte gebied is, daar kan lewendige ammunisie lê. Want hulle het geskiet, die bomme ontplof nie almal nie. Nou baie van die manne wat nou regtig moed het, wil graag so 'n, kom ons noem dit 'n projektiel in sy huis as 'n aandenking hê, en dan stop hy langs die pad, en hy dink wel, ek gaan gou kyk of ek een kan optel. En dan doen hy iets met daai waarskuwing, en hy klim deur die draad, en ons weet, dit kan baie, baie tragiese gevolge hê. Maar daai waarskuwing het vir hom gesê, luister, jy mag nie hier ingaan nie. As jy dit doen, is dit eie risiko. Jy gaan niemand kan blameer nie. So met 'n waarskuwing kan jy een van 2 dinge doen. Jy kan dit of ignoreer, en jy kan aangaan met jou eie kop en jou eie gemoed en jou eie denke en jou eie opinie, en jy gaan die gevolge dra. Die ander reaksie vir 'n waarskuwing is reageer. Ignoreer of reageer. Wanneer ek reageer, dan sê ek in my gemoed, ek hoor wat daai waarskuwing sê. Ek luister wat hy sê. Ek sien wat dit vir my inhou. Ek gaan dien ooreenkomstig optree. So ek luister na die waarskuwing, en ek draai my rug op daardie gebied wat hulle my waarsku, en ek stap weg.
of ek neem dinge ter harte. Nou kom die woord en hy sê vir ons, hierdie dinge wat die volk Israel deurgegaan het, is opgeteken as waarskuwings aan u en my in 'n tyd soos hierdie. Jy gaan in hierdie dae of die waarskuwing ignoreer en sê, ek leef in my eie opinie of my eie manier van dinge doen, of hoe ek voel oor die woord, of jy gaan sê, ek gaan luister en reageer op die waarskuwing wat die woord sê. Die tydperk van die volk Israel word opgedeel in hierdie fase 1, dis die fase in Egipte, onder leiding van Farao, wat 'n baie duidelike tipe is, ek gaan nou weer van hom praat, van die duiwel, maar dit is die lewe van die mens, soos hy in hierdie lewe inkom met die duiwel as vader. Die volgende fase van die volk se lewe was die tydperk in die woestyn, wat aangebreek het en wat 'n vleeslike lewe uitbeeld. Nou gebruik ek 'n term, 'n vleeslike lewe, ek gaan nou iets sê daaroor waar kom hy vandaan. En dan is daar die fase in die Kanaans-lewe, wat staan vir die volheidslewe, of dan ook die geesvervulde lewe, die oorwinningslewe. En dis waar die Here ons wil hê. Hy wil sy volk in Kanaan hê, uitgelei uit Egipte, en dit is die teksvers, die tema wat ek deurgegee het in Deuteronomium 6 vers 23. Hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land Kanaan. So, Egipte, woestyn en Kanaan. Maar dis nie net hier waar ons hierdie terminologie vind nie. Ek wil hê jy moet gou saam met my beweeg in die Nuwe Testament na 1 Korintiërs hoofstuk 2, vers 14. Ek weet jy gaan dit wil opsoek en lees en merk in die Bybel, maar net om te wys dat hierdie 3 fases word verwoord ook in die Nuwe Testament, onder andere in 1 Korintiërs 2 vers 14. Ons lees daar van die natuurlike mens. Wie is die natuurlike mens? Die Bybel sê daar, die natuurlike mens verstaan geestelike dinge nie. En dit staan vir die mens soos hy in hierdie wêreld ingekom het, in 'n verlore toestand. Hy's nie weergebore nie, hy het die duiwel as vader, hy's die natuurlike mens. Hou dit in gedagte, merk dit daar. Dan lees ons in 1 Korintiërs 3 vers 1, net 'n entjie verder, lees ons hierdie woorde, en ons kom met julle nie spreek, broeders, soos met, hoor nou hierdie term, ons gaan hom nou vir u verduidelik, geestelike mense nie, maar soos met vleeslike. Daar kom die term weer uit wat ek nou gebruik het, so jy kry jou natuurlike mens, soos hy in hierdie wêreld ingekom het, dan kry jy jou vleeslike mens. Dis 'n beskrywing van die fase wat die volk Israel in die woestyn beleef het. 'n vleeslike lewe. Maar dan gaan hy verder en ook in 1 Korintiërs 3 vers 1 en 1 Korintiërs 2 vers 15 staan hierdie woorde. Ek kon nie met julle spreek, hoor hierdie term, soos met geestelike mense nie, vers 15, van 2 vers 15, maar die geestelike mens. So daar's 'n onderskeid tussen 'n natuurlike mens, 'n vleeslike mens en 'n geestelike mens. Die geestelike is hy wat die Here vertrou het vir die volheid in die land Kanaan, wat die wil van God vir sy kinders is, net om alle onduidelikheid in die gemoed op te klaar. Om alles baie mooi te verstaan. Om die hele beweging van die volk Israel baie mooi te verstaan, vanuit Egipte tot in Kanaans land, moet ons noodwendig begin in hierdie fase, die Egipte fase. En ons wil vanmôre daarby stil staan. Egipte is 'n baie duidelike tipe van die lewe in die wêreld met die duiwel as vader.
Johannes 8 vers 44 sê dit baie duidelik vir ons. Die woord sê vir ons, en dit is nou eintlik geweldig om dit te lees in 1 Johannes 5 vers 19, dat die hele wêreld lê in die mag van die bose. Die hele wêreld lê in die mag van die bose en die duiwel regeer en beheer die lewens van miljoene mense wêreldwyd, duisende mense vandag. Mense wat vasgevang sit, nog steeds in die mag van die duiwel, onder die heerskappy van die duiwel. Nie net daar ver nie, nie net in ander lande nie, in ons eie land, in ons eie dorpe, kry ons dit. Ons sien die mense in die mag van die duiwel. Ons kan maar net begin rondry, jy gaan dit duidelik sien. Ek het nou die dag in 'n boodskap gesê, van die allergrootste skynheiligheid tot die afgruwelikste misdadiger, dis hulle lewe in sonde, hulle is in die mag van die duiwel. So, dit kan wees dat vanmôre in hierdie kerkgebou, ons ook in nie kan wees, ons kan dit opdeel in 3 groepe. Daar kan iemand wees, wat hier sit vanmôre, wat nog die duiwel as vader het, in die mag van die vyand. Daar kan kinders van God wees, wat sê, wat sit in die woestynfase, en u moenie vanaand mis nie, want ons gaan die woestynfase of die vleeslike lewe vanaand so bietjie uit mekaar uithaal en hom mooi kyk, wat is dit? En hoe reageer hy? En hoe openbaar hy homself in die kind van God se lewe, sodat die kind van God kan sien, maar waarvan moet ek die Here vertrou vir reiniging? Waarvan moet ek verlos word? Ek gaan net so ietsie sê. Baie keer wanneer ons met 'n verlore sondaar praat, wat doen ons met hom? Ons maak vir hom baie in duidelike terme bekend, wat is verlorenheid? Is dit nie so nie? Jy is so gebore, jy lewe so, kyk die sonde, enige sonde denkbaar, nou ja, ons gaan dit vanmôre hoor, en dan sê ons vir hom, en weet jy, wat ek ook gaan noem, as jy sterwe sonder die Here Jesus Christus, is jy in 'n ewige verdoemenis. Maar nou moet ons ook kom by die kinders van die Here. Ons moet hierdie fase, die vleeslike lewe, of die woestynfase, in al sy, wat noem ons dit? Afskuwelikheid, in al sy ellende, aan die kinders van God wys. En ons moet hom toepas in hulle lewe, sodat hulle kan sien en ervaar, waarvan wil die Here my reinig, en hoekom wil die Here my sy volheid gee, as gevolg van daai fase in die woestyn. En weet jy, die woord van God is baie duidelik. Ek neem die woord van God bo al die dogmas van kerke. Ek neem die woord van God bo die opinies van mense. En dit is, dat elke mens op hierdie aarde word in Egipte gebore, onder die heerskappy van die duiwel. Ons lees in Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondig het. Elke mens wat op hierdie aarde gebore word, nou word daar horde babatjies gebore. Daai klein bondeltjie kom in sonde en in verlorenheid in hierdie wêreld in. Daardie klein mense moet eers op sy lewenspad iets ervaar van God se reddende genade, sodat hy uit verlorenheid, hy of sy uit verlorenheid verlos kan word en kind van God kan word. Maar 'n ander vers wat dit ook beskryf is Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig. Nou, as almal nie almal insluit nie, wat sluit dit in? Elke liewe mens word daar gebore, en dit maak nie saak waar ek gebore is nie, dit maak nie saak watter familie ek uitkom nie, ek word as kind van die duiwel gebore, ek was daar gebore. Elkeen van ons. En daarom word jou lewe beheer, bestuur deur die Satan, die duiwel. Hy is die een, hy is die begeertes van julle vader, hy is die
kan ons dit noem, vader van die ongeredde, die ongelowige. En sy begeertes wil hulle doen. En jy bly in hierdie Egipte fase, hierdie kind van die duiwel fase. Jy bly hier. En jy kan liefde van God. God wil daar God wil siele red. God wil mense red. Daarom het sy seun aan die kruis gesterwe. Luister, Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ergens op 'n lewenspad kry jy te doen, of elke mens te doen, met daardie oomblik waar jy 'n besluit neem en moet neem rondom God en die Here Jesus Christus, of jy gaan volhard op die pad waarop jy is. Dis die oomblik wanneer jy te doen kry met die reddende genade van God. Elke mens kry dit. Jy het dit gekry, ek het dit gekry. Dit kan wees dat dit 'n paar keer op jou lewens bestaan na vore kom, of by jou kom stil staan, die reddende genade van God, want God is lankmoedig, en hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie. Ek sê weer, jy bly in Egipte, totdat daar die oomblik aanbreek, dat die reddende genade van God aan jou verskyn. Ek gaan nou net ietsie daaroor sê, moenie vooruitloop nie. Weet jy vriende, kom ons praat reguit met mekaar. Jou ouderdom haal jou nie uit Egipte uit nie. Omdat ek nou al ver op die jare is, en ek het nou so mooi, ek gaan nou nie oor 'n mooi lewe praat, maar net die ouderdom, ek is al so ver op die jare, en ek bewe, en ek is seker, maar dan al 'n kind van God geword, deur my ouderdom, of wat ek behaal het. Dis die redenasie van mense. Dis die tragieste oomblik wanneer jy by 'n rusoord gaan sit met mensies en hulle sê vir jou, op my ouderdom behoort ek seker nou al 'n kind van die Here te wees. Vriende, jou hart krimp in eer. Jou ouderdom haal jou nie daaruit nie. Jou lewenservarings haal jou nie uit 'n verlore toestand uit nie. Jy praat met mense. Ja, nee, wat ek is 'n kind van die Here. Die Here het my gered uit my finansiële toestand. Ek het 'n baie moeilike huwelik gehad. My huwelik is gered. Daarom moet ek seker nou maar 'n kind van God wees. Jou lewenservarings haal jou nie uit Egipte, uit 'n verlore toestand uit nie. Jou kerklike belewennisse. Weet jy dat mense sê, maar ek behoort aan 'n kerk? Ag nee, ek het al so dikwels aan die nagmaalstafel gesit. Ek het die sakramente deurgegaan, onder andere, maar Donie, ek is dan gedoop. So daarom behoort ek seker 'n kind van God te wees. Nee, jou kerklike lewe en kerklike belewennisse haal jou nie uit 'n verlore toestand uit, of kom ons praat in die taal van ons skaap, haal jou nie uit Egipte uit nie. O nee, my mooi lewe. Ag, weet jy wat, ek leef so mooi, ek het nog niemand bedrieg nie. Ek het nog niemand gevloek nie. Ek het nog nooit 'n glas met alkohol in my hand vasgehou en dit gedrink nie. Ek het nooit hierdie goed gedoen nie. Ek het so 'n mooi opvoeding en in so 'n mooi huis groot geword. So ek moet dan seker 'n Christen wees. Jou mooi lewe het jou nie uitgehaal nie. O nee, kan nie. Met jou mooi praat. Ek het nog tot vanmôre toe nie een vloekwoord oor my lippe laat gaan nie. So wil jy vir my sê ek is nie 'n kind van God nie? Nee, jy is nie. Dis nie 'n waarborg dat jy kind van God is nie. Dit haal jou nie uit Egipte uit nie. En dan, ag nee wat. Dominee, jy weet nie hoeveel geld het ek vir die kerk gegee nie. Jy weet nie wat het ek vir die kerk gedoen nie. Ag, vandat ek so klein is, word ek in die kerk groot. En ons het gegee en gegee. As jy net weet hoeveel skaap is jy buite gebraai en hoeveel osse het ons al vir die kerk gegee om die kerk te help met finansies. Dag man, wil jy nou vir my sê dat ek nie kind van God is nie? Wat moet jy vir so 'n ou sê? Ek moet eerlik met jou wees, jy is nie kind van God nie. Want daai skaap en daai os kan nie jou red nie. Kan nie. Jou geld gaan nie vir jou 'n plek in die hemel verseker nie. Al het jy miljoene ingestoot. Maak nie saak waar, in watter kerk of watter genootskap nie. Niks van dit haal my uit Egipte uit nie.
Maak van my 'n kind van God nie. Daar is net een weg van verlossing en dit is die via die kruis van Golgotha. Ons lees in die woord in Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. En as ek dit so kan uitdruk vanmôre, dit is die Here God se innige verlange, dit is die Here se wil, dat elke mens uit Egipte gered sal word, elke mens op hierdie aarde. Die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gee, sodat elkeen, vriende, dis mooi Afrikaans, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God wil hê, dis sy wil, dat jy gered sal word, want luister die woord, sterwe jy in Egipte, blaas jy daar jou asem uit, sê die Bybel vir ons, omwonde, dat jy jou oë in 'n ewige verdoemenis gaan oopmaak. Want as jy bevind is, dat jou naam nie geskrywe is in die boek van die lewe nie, is hulle in die poel van vuur gewerp. Lees Openbaring 21 vers 8, lees 1 Korintiërs 6 vers 10, daarmee saam, jy sal 'n deeglike prentjie kry, wat die woord van God sê. Daar is net een weg van verlossing, via die kruis van Golgotha. En luister, kom ons kyk 'n bietjie daarna. In die boek Exodus kry ons 'n baie duidelike beskrywing van die lewe wat die volk gehad het in Egipte. En ek gaan dit met u kortliks behandel, dat u sien die lewe van die mens in Egipte. Kom ons noem dit die verlore mens in Egipte. Die heel eerste, Exodus 1 vers 11. Dis 'n lewe van dwangarbeid, dwingelandy. Weet jy, ons sing so graag daardie koortjie wat baie mooi is. Wat sê, maar Jesus het my van my sonde bevry. Hy verlos my van Satan se dwingelandy. Dis presies wat daar gebeur. Die kinders van Israel was in Egipte onder die dwingelandy van Farao. Luister, sy begeertes word ten uitvoer gebring. En dit laat die woord in Johannes 8 vers 44 so duidelik weer klink as hy sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. En net soos in hulle lewe, word daar vandag nog onder die mensdom en deur die duiwel op die mensdom dwingelandy toegepas en jy is onderworpe daaraan vir solank as wat jy in Egipte sal wees. Dis die Satan se dwingelandy wat maak dat elke sonde denkbaar hom kan openbaar in jou lewe, want jy's in 'n totale toestand van verlorenheid en verdorwenheid. Jy dink miskien ek is mooi opgevoed, ek sal nie. Gee die duiwel 'n kans en laat hy jou vat. Hy sal jou dompel in elke moontlike sonde wat daar, denkbare sonde wat daar kan wees. Daarom dwing hy jou, ek wil dit sê, die dwingelandy van hom maak dat jy lieg en steel en rebelsheid en opstaan. 'n haat van die goeie. Jy haat die dinge van die Here. Waar kom dit vandaan? Dis die dwingelandy van die duiwel. En dit sal voortgaan in jou lewe, al probeer jy hoe, jy wil dit van jou afskud, deur 'n mooi lewe, deur mooi besluite. Dit sal nie werk nie. Jy staan onder sy dwingelandy. En vandag, wat doen ons se mense? Hulle wend hulle na baie rehabilitasieprogramme, en dis nie die antwoord nie. Ek wil klaar kry met sonde, maar as jy daar uitkom, is die dwingelandy van die vyand nog net so. Hy het jou net so in sy hand. Dis nie 'n antwoord nie. Daar's net een antwoord en dit is die kruis van Golgotha, waar die mens gered kan word. Dis nie net dwingelandy nie, dis 'n lewe van slawerny. Johannes 8 vers 34 sê, dat die mens wat sonde doen, 'n slaaf van sonde is. Die volk was slawe in Egipte. En die Nuwe Testament sê, as jy die sonde doen, is jy 'n slaaf van sonde, 'n lewe van slawerny. Sonde manipuleer jou lewe. Sonde regeer jou lewe. Jy moet maar net kyk hoe vinnig hulle gryp na die sonde. As daar 'n tydperk was
dalk soos in 'n kerkerediens, en ek nie verlustiging of uiting kon gee aan hierdie sonde lus wat tot versadiging roep nie. Nee, dis die Satans en sy magte wat jou oproep, enige tyd, enige plek, enige oomblik, en jy's die slaaf wat gaan buig voor Farao. Dis jou toestand in Egipte. En weet jy, baie mense roem, ag nee, wat prediker, ek doen dit matig. Ek is in beheer, hy is nie my baas nie. Maar weet jy, net om dan met 'n skok te besef, wanneer jy dalk 'n tree wil gee om dalk te los, ek is verslaaf, ek kan nie daarsonder meer aangaan nie. Want jy's 'n slaaf van sonde. En jy sal nou sien, wat is die uiteinde daarvan, van hierdie slawerny, wat die vyand toepas op die lewens van mense. Maar nog, Eksodus 1 vers 14, dis 'n lewe van bitterheid. Die lewe in Egipte is 'n lewe van bitterheid. Die volk het 'n bitter lewe gehad onder die heerskappy van Farao, en die persoon wat vanmôre wil of kan opstaan en sê, luister, die lewe in Egipte, nee, dis nie bitterheid nie, dis anders. Daai persoon lieg teen sy eie gewete en sy eie ondervinding. Vriende, ek sien die bitterheid waarmee mense leef in sondebande in hierdie gebied onder die heerskappy van Farao. Wat is dit anders om te sien hoe dat huisgesinne lewens verwoes word? En nou gaan ek 'n paar dinge noem. Hoe lewens en huisgesinne verwoes word deur alkohol. Dis bitterheid. Hoe dit verwoes word deur dwelms. Jy en ek het al baie prente gesien van die mooiste, beeldskoonste mense in die vermaaklikheidswêreld vroeëre jare. En jy sien nou hulle prente of hulle foto's waar hulle betrokke geraak het by dwelms en allerhande ewels. En jy sien hoe het dit hulle lewens verwoes. Dis bitterheid. Dis bitter om te sien hoe dat huisgesinne en lewens verwoes word deur nikotien. Hoe dit verwoes word deur seksuele welles. Dis bitter om te sien hoe dat lewens en huisgesinne verwoes word deur hardheid van hart. Maar hulle volhard in Egipte. En om elke dag in vrees vir die dood te lewe, is 'n lewe van bitterheid. Om in onsekerheid voort te gaan in jou lewe, waar gaan ek die ewigheid deurbring? En jy loop heeldag met daardie gedagtes in jou gemoed, is 'n lewe van bitterheid. Dis nie wat die Here gee nie. Nee. Dis wat jy ervaar onder die heerskappy van Farao, die duiwel. Wat is die oplossing van môre? Kom ons kom daarby. Die oplossing is een ding, jy moet uit Egipte uitkom. Jy moet uit Egipte uitkom. Sterwe jy daar, het ek al reeds gesê, is jy op pad na 'n ewige verdoemenis. Die vers het ek klaar gegee, en daarom is die kruis van ons Here Jesus Christus die antwoord. Die Here wil jou siel red. Die Here wil jou 'n nuwe lewe gee. Hy wil jou nuwe bestaansreg gee. Ja, die woord sê dit. Hy maak van jou 'n nuwe skepsel. Dis nie maar net, jy kom met al daardie gemors, kom jy maar oor en jy is nou maar 'n kind van die Here, en dit gaan maar net aan nie. O nee, nuwe lewe, nuwe bestaansreg. Jy sal 'n besluit moet neem rondom die Here Jesus Christus en die weg van verlossing. Want liewe vriend, weet jy wat? Weet jy wat gaan gebeur as jy besluit? Jy gaan in Egipte bly. Ag nee, wat prediker, dis reg. Ek hoor wat jy sê, maar ek sien nog kans om te geniet en so 'n bietjie 'n pad te stap daar. Daar sal wel eendag 'n oomblik op my pad kom dat ek sal dan ag gee op daardie roepstem. Miskien sal dit wees op my ou dag of my sterfbed, maar dan sal ek ag gee. As jy vanmôre besluit, ek gaan volhard in Egipte, ek gaan daar bly, wil ek net vir jou wys, wat sê die woord, wat gaan die duiwel, die Satan met jou lewe doen? Die heel eerste is, hy gaan jou verder bedrieg, want sy naam is bedrieër.
Hy gaan jou net verder bedrieg, want hy gee die vuil van hierdie wêreld, gee hy op 'n manier wat skoon lyk. Hoekom dink jy val al die mense vir die goed? Dit lyk skoon. Hy gee die verkeerde, die leuen op 'n manier wat reg klink. En die mense val daarvoor, maar dit neem jou op 'n pad van verwoesting. Hy's 'n bedrieger, vriende. En as jy 'n bedrieger oor jou lewe wil hê, volhard oor in Egipte, bly daar, dien die duiwel, maar hy gaan jou lewe, jy gaan nou sien wat gaan hy doen met jou lewe. Hy kom nou volgende. Hy gaan laat jy leef met 'n valse gerusheid, want hy's 'n bedrieger. Want hy wil jou wegsleep na 'n ewige verdoemenis. Die tweede, hy gaan jou nie net bedrieg nie, hy gaan jou lewe verwoes. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Hy lieg vir jou. As jy dink jy kan maar alles matig doen en ek sal hierdie lewe kom alright aan die ander kant. Ek sal my lewe bestuur. Hy lieg vir jou want hy wil jou verwoes, want matigheid maak die deur oop vir algehele verwoesting. Algehele verwoesting. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak wat jy doen in hierdie lewe nie. Dit maak nie saak wat 'n posisie ek al bereik het in hierdie lewe nie. As ek kies om in Egipte te bly onder die heerskappy van die duiwel, gaan hy jou lewe verwoes. Dit is maar net so, sy einddoel. Maar dan sê Johannes 8 vers 44 ook hierdie woorde. Hy is 'n mensemoordenaar. So, as jy daar wil bly, dan staan jy onder die dwingelandy van 'n mensemoordenaar. Hy sal nie rus totdat jy saam met hom in die hel beland nie. Dis duidelike Afrikaans. En daarom die gedagtes in jou gemoed dalk al paar keer, of dit het al paar keer op jou pad gekom, man, kry iets en maak 'n einde aan alles en is alles verby. Waar kom dit vandaan? Die mensemoordenaar. Want hy soek jou in 'n ewige verdoemenis saam met hom. O, luister, liewe vriend, sterwe jy hier, is daar groot krisis. Daarom het God sy liefde kom bewys. Daarom die kruis van Golgotha. Weet jy, nie om net kennis te hê van die kruis nie. Ons mense in Suid-Afrika het kennis van die kruis en die kennis van al die dinge in die Bybel het hulle lewe al so gemaak dat hulle die regte antwoorde gee en die regte dinge probeer doen. Maar luister, die antwoord is die kruis. Daar's net een weg van verlossing. Dis die kruis van Golgotha. Daar is net een betaalmiddel vir sonde. Dis die kosbare bloed van die Here Jesus Christus om jou uit 'n toestand van totale verlorenheid uit te verlos en jou sy kind te maak. Daarom die kernvers, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. So die volk moet uit Egipte. Hoe is hulle uit Egipte uit? Deur die Rooi See. En ek gaan nou hiermee afsluit, die Rooi See. Hulle is daar deur. Kortliks, want anders moes ons 'n hele week se reeks gebring het. Kortliks daar, die deurtog die Rooi See is 'n baie kostelike tipe van wedergeboorte. Daai oomblik wanneer die siel met God ontmoet. Want hoor mooi, as jy voor die Here buig, as sondaar, en jy besef jou toestand, en jy begin praat met die Here en sê, Here, o, U is verlosser, U is saligmaker, U is die redder, en ek as verlore sondaar kom na U toe, en ek wil my wend na U, ek wil my hande uitsteek na U, luister, sê die beskrywing van wedergeboorte, dit is 'n daad wat God doen in die lewe van 'n verlore mens op pad na ewige verdoemenis. Wedergeboorte is 'n daad van God. Jy kan dit nie namaak nie. Jy kan dit nie probeer naboots nie. O nee, dis 'n daad van God. Hoor wat sê hy.
Hy wat julle gebring het, vanuit die duisternis oorgebring het, in die koninkryk van die seun van sy liefde, uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Dis 'n goddelike daad in jou lewe. Daai oomblik wanneer jy voor die Here buig en hom of wedergeboorte ervaar, en daarom noem ons dit jou eerste groot krisis in jou geestelike lewe. Daai oomblik wanneer jy die daad van God ervaar. Maar nou is dit nog 'n ander iets wat daarby kom. Daardie oomblik, die volk is daardeur. Want wat het gebeur by die Rooi See? Daar gaan die see hierdie kant toe en die see gaan hierdie kant toe. En hier is die pad oop. En Moses sê, julle moet stap mense, dis ons weg van verlossing. En hulle het deur gestap, 'n bewuste ondervinding. Hulle het nie maar net gedink en gedroom en gestaan en, ek is seker nou maar aan die ander kant al, wat? Nee, het was 'n bewuste oomblik wat hulle deur gestap het. Wedergeboorte is 'n bewuste oomblik in jou lewe, terwyl jy nog hier op aarde in die lewe is, van wat God vir jou gedoen het. Jy gaan nie kan sê, as iemand jou sou vra, sê vir my, en ons moet dit dalk maar weer begin vra, is jy alweer gebore? Is jy gered? Het God jou siel gered? Weet jy wat, ek dink nogal so. Weet jy wat, jy vra my hierdie vraag, ek hoop so. Wat gaan jy sê vir daai ou? Jy gaan net weet, dis fout. Hy weet nie van 'n oomblik, 'n bewuste oomblik. Jy gaan nie vanaand slaap en môre staan jy op en jy het 'n ondervinding onbewustelik beleef wat jou nou weergebore gemaak het nie. Nee, jy is by jou volle bewussyn. 'n Bewuste oomblik wat jy weet. Daar het ek my hart vir die Here gegee. Daar. Party mense kan nie die dag onthou nie. Party mense kan nie die datum onthou nie. Maar daar's 'n oomblik wat jy kan terugwys. Weet jy, ek onthou nog, daar in Belfast, ek gaan nou nie niks verder noem, maar net van dit, daar was 'n man wat my daar in 'n black wattle bos ingevat het. En hy het vir my gesê, Dominee, kom ons skreeu by hierdie stomp. En by daardie stomp het daardie man sy hart vir die Here gegee en sê, Here, ek maak oop. Dis 'n bewuste ondervinding wat jy sal weet. Weet jy, dit was 'n verlossing uit Egipte. Hulle is daar uit, hulle het nooit weer teruggekeer Egipte toe nie. Dis 'n verlossing uit verlorenheid, uit hierdie wêreld. Jy's nou kind van God. Jy gaan nie met sonde en al oor nie. Jy lyk nie soos 'n tang van hierdie wêreld en alles hang in jou en jy sê ek is nou ook 'n Christen nie. Nee, jy's 'n nuwe skepsel. Jy's uit Egipte uit. Wat moet ek doen? Ek wil vir jou sê wat sê die woord. Esegiel 33 vers 11 sê, God het nie behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat hy hom sal bekeer, en wat sê hy nou verder? En lewe. Dat hy hom sal bekeer en lewe. Daai oomblik wanneer ek omdraai na hom toe. Dis my oomblik van bekering, en dan vind daar plaas wat God doen, die daad van God. Saamgevat in een woord, wedergeboorte. Wat sê 2 Petrus 3 vers 9? God is langmoedig en wil nie hê dat, wat is die woord wat hy gebruik? Sommige verlore gaan nie, maar dat almal gered sal word. Ok, hierdie flank, julle is nou nie geskik vir die hemel nie. Julle is baie gelukkig, want julle sit in die middelblok. Julle gaan almal hemel toe. Sorry vir julle. Nee. Hy wil nie dat sommige nie, maar hy wil sê, ek wil graag hê dat almal by 'n punt sal kom waar hulle weergebore is, God ontmoet het, sekerheid het van saligheid. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat nie wil hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal gered sal word. Wat moet jy doen? Jy moet by 'n punt kom waar jy sê, Here, ek besef ek is op pad na ewige verdoemenis. En ek wil gered word. Nie beter lewe maak nie, nie nog 'n besluit nie, nie nog 'n blaadjie omslaan nie. Here, ek moet gered word. En ek wil kom buig voor U. Want as dit nie plaasgevind het nie, kan jy nie eers dink om te praat oor Pinkster nie. Jy is nog nie eens gered aan nie. Nee, daar moet 'n oomblik aanbreek. Ek was by die kruis van Golgotha. Mag die Here help dat jy seker is van daardie oomblik
wat die Here jou uit Egipte uitgehaal het. Vanaand gaan ons aan, want die Bybel sê in Deuteronomium 6:23, hy het hulle uitgelei, waar wou die Here lê? Hy wou hulle in Kanaan hê. Maar daar breek 'n fase aan in hulle lewe, wat genoem word die woestynfase, of die vleeslike lewe. En ons gaan vanaand daarby stil staan. So jy moet kom vanaand, kind van God, jy moet kom vanaand. As jy wil voluit toe gaan, moet jy eers hoor, wat is die woestynlewe? Waarvan wil God jou reinig? Wat is die vlees? Wat doen die vlees? Ons gaan hom in die praktyk uitmekaar uithaal. En dan vir jou help, om te kom by 'n punt van reiniging. Mag die Here help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Vriende, ons buig in gebed voor die Here, ons het duidelik gehoor, wat is die wil van God? Dit mag dalk net wees dat hier iemand vanmôre sit, wat sê, ag, ek het gedink, alles is reg, ek het gehoop daarom, dat ek sal hemel toe gaan, maar ek weet vanmôre, ek het nie daai sekerheid nie. Dis dalk al baie in die kerk gedoen, in die gemeente. Baie uitnodigings. En jy het baie uitnodigings laat verbygaan. Maar vanmôre staan jy by 'n punt waar jy sê, Here, nie 'n dag langer, nie 'n tree verder, onder die heerskappy van die duiwel in Egipte nie. Maar Here, ek wil kom by daai punt van wedergeboorte, 'n daad van God. En as daar iemand is, luister mooi, iemand is, en jy weet, dis jy wat vanmôre daai besluit moet neem. Ons gaan 'n gebed doen, en ons wil vir jou bid, ernstig bid. En dan kan daar iemand na die tyd ook jou help om daardie sekerheid te ontvang. Wil jy nie net jou hand opsteek en sê, Dominee, ek wil uit Egipte uit. Ek leef nog in Egipte. Is daar iemand wat sê, bid vir my? Ek wil graag daardie stap neem. Almal wat hier sit, waarlik seker van kindskap, wedergeboorte, wonderlik. Kom ons buig in, ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie, dat ons U kan eer vir die boodskap van verlossing. Dankie vir die kruis. Dankie vir wat U kom doen het, om ons te verlos van ongeregtigheid en sonde. Ons kinders van God te maak, wat lewe in die geloof, en ons weet die woord sê hy, sodat ek kan weet, dat ek die ewige lewe het. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen.